Nou goed, ons het so 'n bietjie gepraat na aanleiding van die hindernisse tot reformatie. Een ding wat ons gesê het, as jy kan onthou, ons het gesê, ons is besig om die weg te berei, soos Elia. Die gees van Elia kom, of is die eienskap, die dryfveer agter enige reformatie. En die gees van Elia kom om die weg te berei. Maak die pad vir die Here reguit. Met ander woorde, enige reformatie tref voorbereidings en het die verwagting dat die koning gaan kom. Op 'n spesiale wyse. En daarom begin 'n reformatie en die weg word berei, want die koning wil iets nuuts bring. In Martin Luther se tyd was daar 'n heel nuwe, as jy nou dink, almal was daai tyd vasgevang in Rooms-Katolisisme, né? En iemand moes uitbreek om weer vir die gelowiges te leer dat jy toegang tot die woord jouself. Jy het self toegang tot die woord en wat is die kernteks van die regverdige sal deur die geloof lewe. Daai waarheid moes herstel word, want die regverdige het toe geleef deur kerktradisie. So hulle die kerk weer gevat waar hy in die Ou Testament was. Na die dood en die opoffering van Jesus het hulle die kerk weer by 'n punt gebring waar jy net daai way kon gaan en daai goed moes jy gedoen het en so aan, en daardeur het jy verdien. Né? Ek weet nie of julle die woord aflate ken nie. Penance is die Engels, aflate, dis betalings, sekere tipe soort betalings wat jy moes gedoen het in die kerk om sekere goed te kry. Jy kon vir die dode betaal vir hulle siel, om safe te wees, airtime te gee of wat ook al, ek weet nie, maar in 'n geval. Jy kon vir die dode aflate koop, alles maniere om vir die kerk fondse in te kry ensovoort. So hulle het letterlik handel gedryf met die evangelie wat hulle verkondig het, en iemand, hierdie waarheid moes weer deurkom en herstel word. Daar moes 'n herstelling van 'n sekere deel van doktrin kom. En wat het gebeur? 'n Reformatie kom. Hoekom? Want die reformatie was die voorloper, en weer eens die gees van Elia. Gaan kyk maar na die gees van Elia, dis fenomenaal in die woord. Weer eens die gees van Elia wat bereid was om, hoeveel Baal-profete was daar? 800, sit reg, né? Dink ek. Om 800 Baal-profete uit te daag, om te sê, dis wat God sê. En vir die volk te sê, kies dan vandag. Hoe lank hink julle nog op twee gedagtes? Kies dan vandag. As julle met Agab en sy crowd wil aangaan, doen dit dan. Maar dis wat die ware God sê, en hy het hulle openlik uitgedaag op Karmel, en julle ken die storie, en so. En nou kom een man teen die geweldige masjien van die Romeinse kerk. Verskriklik, dit is so goed as om jou doodsvonnis te onderteken. Is dieselfde. En hy's bereid, want dis wat die gees van reformatie bring. Dit sê, we will do what God wants, no matter what the price. So dit maak dinge reguit, dinge wat skeef geraak het, soos teachings en al hierdie ander goed, is dit bereid om reguit te maak en reg te kry. En toe kom die gees van Elia in Johannes die Doper. En hy sê sekere goed wat vir ons vandag baie relevant is. En ek wil dit gou vir u kry. Lukas 3, dis slide 119. As jy gou daar kan kyk asseblief. Lukas 3 vers 3. Ek gaan dit gou vir u lees. En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig, soos geskryf is in die boek van die woorde van Jesaja die profeet, waar hy sê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Dis wat reformatie doen, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Met ander woorde, jy maak die pad vir die koning reguit, want jy verwag die koning om te kom. In een of ander sin, ons verwag Jesus Christus om terug te kom. Is dit reg so? Amen. Ons wil graag hê hy moet terugkom. Ons wil reg wees. Ons wil die dinge in orde kry sodat hy kan terugkom.
berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Nou kyk nou die werking daarvan, vers 5. Dis hoe die bousite gaan lyk. Elke dal moet opgevul word. En elke berg en heuwel wegsak en die kromdraaie sal 'n reguit pad word en die skurwe plekke gelyk wee. En alle vlees sal die heil van God sien. Alle vlees sal die heil van God sien. Ons werk na 'n dag toe waar elke knie sal buig en elke tong sal bely. OK? Almal sal die heil van God sien, maar wat moet voor dit gebeur? Elke dal moet opgevul, elke berg gelyk moet wegsak en die kromdraaie sal 'n reguit pad word en die skurwe plekke gelyk wee. Nou ek het nou daai die kinderkerk het laasweek vra hulle so 'n boekie uitgegee oor Saggeus. Ek weet nie wie van julle dit onder oë gehad nie, maar julle kan gerus van dit kry. Ek het nou die boekie deurgelees die week en ek het amper uitgekniel. Maar wat hy daar sê, dit is aan die hand van die storie van Saggeus, waar Saggeus gekom het en sy lewe, sy doen en late, sy werke was skeef geweest. Hy het mense gekroek, hy het geld gesteel, hy het te veel gevra en die res in sy sak gedruk, whatever. En toe Jesus kom en Jesus verander sy lewe. Christus kom in sy hart, gee hom 'n nuwe hart, soos hy beloof ensovoorts. Toe Saggeus dit deurmaak, toe kom hy onmiddellik. Kyk nou wat doen reformatie. Die dale op en die heuwels af. Toe sê Saggeus, ek gee helfte van my goed terug. En ek doen dit en ek doen dat en ek sal dit doen om te recompensate. Met ander woorde, hy het nie net die Here aangeneem en gesê, happy go lucky, ek gaan my geld hou nie, wat ek onregverdig bekom het nie. Hy het Jesus gevind en hy daarna stappe geneem en gesê, ek sal regmaak wat ek skeef gemaak het. Ek sal reguit maak wat ek skeef gemaak het. Wonderlike, as ons dit nou kan noem, so 'n bekering, wat hierdie man gehad het. En so is dit ook, dis wat ons soek. Jy weet, vandag is daar baie ouens wat in die kerk sit, wat die Here ontmoet het, maar wat se lewe skeef is, wat draaie loop. Wat goed doen, wat hulle nie bereid is om op die dakke te verkondig nie. En hulle het toegelaat, laat dinge skeef loop. Nou kom ons en ons sê, what we need is reformation. Ons moet ons lewe en ons hart voor God reg kry, voordat ons kan verwag dat Jesus Christus sal terugkom. Is dit reg so? Ongelukkig het die kerk ons geleer, jy hoef nie te worry nie, daar gaan een of ander tyd gaan 'n vuurwa kom, en Elia is die drywer en hy gaan jou vat en jy's weg. Julle hoor wat ek wil sê. En ons het verkeerde doktrine, en daai doktrine het 'n mindset geword, en ons dink ons is alright. Nou wil ek vir u sommer van daar af aangaan na wat ek wil sê. Ek het laasweek en die week voor dit met u hanteer dat hierdie gedagtes, hierdie strangles, hierdie goed. Hebreërs 9 sê, as long as the old is still standing, the new cannot come. So wat gebeur as jy dien die Here, nou jy het Christus aangeneem, maar dan begin jy skeefloop. Weet jy wat gebeur? Jou mind begin dit aanvaar. Jou gewete word gebrandmerk en 'n vesting word in jou opgerig. Nou asseblief, ek wil nou nie as ek oor vestings praat vanoggend moet jy nou agter elke gordyn gaan soek vir 'n vesting nie. Die goed is in ons lewens. Jy sien, kinders van die Here, en dis nou nie, mense maak so 'n verskriklike ding daarvan. Kinders van die Here het baie keer maniere van doen, denke, karaktereienskappe, sekere goed wat vir die vyand toegang gee om te werk in en deur hulle lewens. Is dit reg so? Gaan kyk maar bietjie na 'n Christelike bymekaarkoms waar 'n klompie mense soos 'n selgroep of 'n ding. Gaan kyk maar bietjie wat haal die karakters daar uit. Gaan kyk 'n bietjie na die lewenswyse van mense. Gaan kyk 'n bietjie hoe hulle optree. Dan het daarom sê die Bybel, hy sê gee aan die duiwel geen plek nie. Want die oomblik wat jy begin sekere dinge doen en skeef gaan, dan vestig dit maak 'n troon in jou lewe. Dit bly nie net, dis nie net iets wat jy doen nie,
Jacques praat baie hieroor. Sy begeerte is om denkpatrone in jou te vestig. En die oomblik wat jy daai goed aanvaar het as alright, dan kan die Gees van die Here nie meer met jou werk soos hy wil en jou daarop wys en jou denke vernuwe nie, want jy het dit begin aanvaar en jy gee plek daarvoor en jy beskerm dit. En so loop jy die een langs die ander. En weet jy wat is jy? Jy's 'n verdeelde mens. Amen. A double-minded man, Jakobus 1, must not think that he will receive anything from the Lord. En dis presies waar ons sit, en dan sê die kerkpastoor, hoekom werk die woord van die Here nie vir my nie? Hoekom die, hoekom daai? Want baie mense het hulle self verdeel, en ek wil nou nie sê 2 mense nie, moet nou nie sulke waarde aan my woorde hê, maar kry die prentjie, hulle is 2 mense, daar's hierdie deel wat hulle beskerm, en dan is daar die deel waar Christus in sy gees woon, maar hy kan nie meer met hulle praat nie, want hulle het hom afgeblok, en sodoende word hulle gewete naderhand gebrandmerk. Dis hoekom 'n kind van God moet leef met 'n sagte hart. 'n Sagte hart, jy moet 'n sagte hart vir die Heilige Gees hê. Jy moet bereid wees om obedient te wees as hy met jou praat, en te doen en te verander. OK. Nou, dit is wat reformatie bring, Lukas 3. Nou wil ek gou daai vir u teruggaan na die wese van hierdie, ek soek net gou vinnige woord. O ja, Hebreërs 9 vers 8. Ek wonder of ons hom gou kan opsit. Hy slide 81 asseblief, Amelia. Slide 81. En nog laasweek se woord. Stasis. Hebreërs 9 vers 8 sê. Ek gaan hom net gou vir u lees of aanhaal. Kyk daar op die bord. Hy sê, as long as the old is still standing. Bedoelende, jy moet vernuwe word, jy moet jou gedagtes vernuwe. Anders gaan die ding bly staan. En hy gaan so sterk staan, dat hy bereid is om 'n oproer te maak. Hy's bereid om sedition te create. Kyk daai woorde en hakies daar. Hy's bereid om te veg vir sy lewe tot die einde toe, as jy hom nie vernuwe nie. En nou, as ons hier oor Hebreërs 7 gaan praat, dan gaan ek vir u wys hoe jy dit doen. Hoe jy jou gedagtes vernuwe, wat een van die kern dinge se daarvoor is. Maar nou hierdie woord stasis, een van die terme waarmee vergelyk word, is die woord skien. Skien. S-K-E-N-E, spel hulle hom. Ek weet nie in watter taal dit is nie, maar dis die voorloper, dit verwys na die Griekse theater, na die backdrop. Die backdrop, die dekor, soos ons nou sal sê. En dis die voorloper of die kern van die woord scenery. Verstaan julle? So met ander woorde, jy het in jou mind, vorm jy 'n backdrop. Wat ek nou gesê het, van goed wat jy toelaat, of hoe jy leef, of wat ook al, jy begin dit aanvaar, en jou mind vorm 'n backdrop van dis alright. Dis hoe dinge lyk, en wat voor op die verhoog gebeur, kan gebeur in jou lewe, maar jy sal altyd terug, wat is Alwyn se woord altyd? Default, jy sal altyd terug default. Alwyn het vir ons 'n woord gelos in hierdie plek. Jy sal altyd terug default na wat op die scenery is. Hoor julle wat ek sê? So as jy nie met geweld, letterlik, want hierdie ding sal staan met geweld. Moenie hom vertroetel nie, hy soek nie pellies nie, hy soek nie sagte dinges nie, hy soek geweld. As jy nie met geweld jou backdrop afruk nie, sal niks verander nie. Niks sal verander. Jy kan in 'n Pinksterdiens wees, die Gees van die Here kan oor jou kom. Jy kan daar vir ure op die grond lê, as jy daar opstaan is jy presies dieselfde. Hallo, ons het dit gesien.
Ons het dit gesien met vorige moves wat in die kerk was. Ouens het so gelag, jy moes hulle huis toe ry, 2 weke later dan het ek nou maar dit los. Ons het die goed gesien, niks het verander nie. Jy sien, ouens bereik plekke waar die gees van die Here jou nie meer kan verander nie. Die Bybel sê, Saul het onder die profete gekom. Onthou julle dit? En die gees van die Here het oor hom gekom, en hy was 'n ander mens. Hallo? Onder die profete is die gees op Saul, en Saul profeteer, en Saul is 'n ander mens, en toe die ander mens daar uitstap, toe word hy weer die ou mens, en hy gaan voeter weer vir Dawid op. Hoe dan nou? Nothing has changed. Jy sien, dis nie die ervaring en die omgewing waarin jy is, wat jou verander nie. Dis 'n change of heart and mind. Dis 'n letterlike met geweld afskeer van die scenery waarteen jy jou lewe lei en wat jy al aanvaar het as alright. Jy moet met daai dinge deel en jy moet radikaal met hulle deel. Radikaal. Dis reformatie. Ouens, ons kan nie net aangaan en alle goedkeur en so nie. Daar moet reformatie kom. Ons moet vir onsself sê, luister, daar moet verandering kom, want die koning van die konings wil 'n highway om op terug te kom. So dis die scenery, die woordskier. Nou, ek wil bietjie gaan na hiermee saam, na een van die skrifgedeeltes wat vir ons en veral vir Pinkstermense baie geliefd is. En miskien het jy al gewonder wanneer gaan ons daarby uitkom. Kom ons gaan na 2 Korintiërs 10 toe. Dis slide 123. 2 Korintiërs 10. Blaai bietjie jou Bybel daarby oop. Sommige ouens het al so lui geraak, hulle los sommer hulle Bybels in die kerk. Vir 'n stoelmerker. Wat sal ek sê? My flip. Wat lees jy by die huis? Tom en Jerry. Okay, 2 Korintiërs 10 vers 3. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Ken julle hierdie skrif? Baie geliefd, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. En ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Nou goed, kom ons lees gou die Engels vir New King James. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Onthou nou, die wapens is nie vleeslik nie, so die strongholds is ook nie vleeslik nie. Ons gaan nie nou 'n berg bestorm en hom plat skiet nie. Maar ons het berge binne in ons wat moet plat geskiet word. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Wie exalt daai ding? Hy homself. So die ding gaan groei. As jy hom toelaat, gaan hy groei. Hy's nie net daar klein onskuldig nie, en hy wag nie vir jou om hom te laat groei nie, hy groei self. Dis soos Dr. Seggie wat gepraat het van
Die bakteria goed is nou so slim, hulle mutate sommer self, hulle upgrade ook. Hulle upgrade vinniger as die mediese wetenskap. So die goed groei. Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Okay. Kom ons kyk gou na die woord weapons. Ek wil net 'n fondasie vir u lê dat ons die dinge reg verstaan. Kyk na slide. Ek gaan nou vir jou sê. Slide 197 asseblief. Is al die slides toe aan mekaar? Okay, so hy sal so deurkom. 197. Ek en Barry het gister gelyk of ons Noughts and Crosses speel om die slides aan mekaar te kry. Maar ek dink die eindproduk is reg. 197. Nou die woord, nee, ekskuus Amelia, gaan op na 192 toe. 192, die woord weapons, ek wil gou vir u wys, dat jy net 'n geheelbeeld kan kry. Ek wil jou nou nie in die Grieks invat vanoggend nie, maar ek wil jou net 'n geheelbeeld gee. Kyk net al die woorde wat van hierdie weapons, hierdie familie van woorde deel is. As hy sê weapons, kyk bietjie wat behels weapons alles. Onmiddellik dink ons nou aan die wapenrusting, né? Aan die wapenrusting. Nou kom ons kyk bietjie, die wapens, onthou nou, as jy nie die wapenrusting bring by die neervel van strongholds nie, dan help dit jou niks. Jy kry ouens wat elke môre, dan staan hy 6 uur of 5 uur op 3 uur op 2 uur op, en dan trek hy die wapenrusting aan, maar dan voeter hy so deur die dag en hy bereik niks. Julle hoor wat ek wil sê. Sorry nou as jy een van die wapenrusting aantrekkers is fyn, jy kan dit doen. Maar ouens, daar's 'n doel daarmee. Dis gegee vir 'n doel. Help jy sit daar, ek trek nou die aan my voete, ek trek nou die, for what? Doen iets daarmee. Sorry, ek is nou lelik vanoggend, maar julle verstaan wat ek bedoel, né? Dis waar reformatie moet inkom, van al hierdie charismatic goed wat ons doen, wat geen waarde het nie. Geen waarde het nie. Luister, kom ek sê jou nog sommer gou. Ek sê dit nou kom in 'n vaderlike sin. Jy kry ouens wat horings blaas, hy blaas omtrent daai koede horing reguit, maar sy lewe is stikkend. Die koede horing maak nie sy lewe reguit nie. Hoor julle wat ek sê? Asseblief ouens. Sorry man, ek is so jammer. Ek is so jammer as ek jou fondasie skit vanoggend, maar let's get real man. Reformation wil reality hê. Is dit reg? En ons het al hierdie gimmicks en dit bring ons nêrens. Bring ons nêrens. Okay. Dion lag nie meer nie, hy's nou kwaad vir my. Kyk gou hierso julle. Die weapons. Hoplon is 'n tool of weapon. Die Afrikaans gebruik wapens en hy gebruik ook werktuie. Stel julle lede as werktuie van geregtigheid. Daai woord werktuie is die woord weapons. Okay? Hoplon, tool of weapon. Hoplizo is to prepare of to arm. Is dit nie mooi nie? Werkwoord wat daarvan to prepare of to arm. So jy gaan moet prepare en jy gaan jou moet arm. Panoplia. Wat is pan? Pan beteken wêreldwyd, is dit reg? Daar was 'n pandemie, is oor die hele wêreld, hy's universeel. Panoplia. So pan en hoplon praat van die full armor. Die full armor, die hele ding. Zonemi, ek weet nie hoe jy al hierdie woorde uitspreek nie, sorry. Is to gird oneself. 'n ander een is to tie on, to tie on, om vas te maak. Seker nie 'n das nie, daai tyd gehad het in my geval. To gird oneself about is 'n ander een, om jou, jy weet, omgord, om jou te omgord. Selfs met zone of zonei, of hoe jy hom ook al sê, girdle, 'n girdle. Thorax, ken julle thorax van die biologie klas af? Dis die Griekse woord vir breastplate. Thorax, breastplate. Hypodio, podio ken julle as voete, né? Pedicure. Hypodio, to put on sandals. To put on sandals. Hypodema, footwear. Footwear, alles deel van hierdie woord van weapons. Sandalion, sandals, julle hoor hom. Sandals. Terios is 'n long shield en
Kefalax, ken julle kefalax is mos iets met jou kop, né? Dis die Griekse woord vir kop. So die perikafalaia is die helmet. Kyk net hoe mooi as jy nou gaan kyk na die wapenrusting en so aan. Al hierdie goed is vervat in die term of wat sê ons het wapens om vestings neer te werp. So ouens, jy het geen verskoning om 'n vesting in jou lewe te hê nie, is dit reg so? En jy hoef nie te gaan spoeg en plak en al hierdie dinge doen en van die een konferensie na die ander een te hardloop vir iemand om vir jou hande op te lê om van jou vesting ontslae te raak nie. Ons het wapens gekry. Is dit reg so? Ja, ons het wapens gekry. Nou goed, kom ons kyk na die woord strongholds. Kom ons vat hom 'n bietjie, laat ons hierdie ding afbreek tot in sy werklike betekenis. As daar vestings in ons mindset is, die betekenis van strongholds sluit 131. Meaning to fortify, om te versterk. To fortify, kyk hierso, kyk gou hier. Wees nou wakker. Through the idea of holding safely. Wat hou jy safely in jou lewe, sodat die woord van die Here nie daarby kan kom nie? Jy kan vanmôre 99% van die woord vat, maar daar's iets wat jy nie like nie, wat raak, wat dit te sensitief is. En wat doen jy as jy dit wil beskerm en daarmee wil aangaan, dan cover jy dit. Dan sê jy nee, los daai een uit. Pastoor, los daai een uit. Ja, omraak jy, asseblief, nou soek jy moeilikheid. Julle verstaan. En deur hom safely te hou, word hy 'n stronghold. En dan begin hy goed afskiet wat groei, soos julle gesien het. Deur hom safely te hou, jy kan nie iets, luister, jy kan nie iets bewaar wat nie van God af is nie. Gee aan die duiwel geen plek nie. En hierdie is hoe mense baie keer plek gee vir die duiwel. Deur goed te bewaar en te nurse en te, wat is die woord wat ek soek, toe te dek en so aan, wat jy nie meer wil deel nie. En ouens, ons kan baie fyn raak, luister mooi, ons kan baie fyn raak, dis nie net die erge goed wat jy dadelik mense sal condemn en wat jy in die koerante gaan kry nie. Dis baie fyner goed wat jy moet vermy. Jy weet, jy kom soms in geselskappe en ek wil nou eerlik sê, ek vind dit nie hier nie. Maar jy kom soms in geselskappe waar kinders van die Here is en dan het hulle 'n tipe manier, luister nou, verskoon nou my woord, maar hulle het 'n manier van sexy talk. Hoor jy wat ek wil sê? Hulle het 'n manier om sekere woorde te sê en so. Daai goed moet nie eers onder ons genoem word nie, sê die Bybel. Hoor julle wat ek sê? Die seksuele is 'n punt wat ons baie wakker voor moet wees. Baie wakker, want daai goed bou geweldige sterk strongholds. Daai goed moet nie onder ons wees nie, broers en susters. Ons moet 'n heilige volk wees. Hoor jy dit? En jou man is jou eie man en jou vrou is jou eie vrou. En as jy single is dit jy en die Here. Dan is jou maker jou man. Is dit reg so? Nie jou chaaf nie. Dis net 'n grap. Weet jy wat? Jesus, die woord is so great, né? Die Bybel sê as jong weduwees. Paulus sê my raad vir jong weduwees is om te trou voordat hulle moeilikheid maak. Kan julle sien hoe rein is die familie opset vir God? Selfs in ons huise dring die woord van die Here deur, dat hy 'n spesifieke instruksie het vir waar jy is op jou lewenspad. Wow! Is die Here nie great nie? Maar ons wil nie daai goed hoor nie en dan sê ons nee, dis nie vir my nie. Ek sal so en so lewe, ek sal so lewe. Die oomblik wat jy dit doen, bou jy 'n vesting. That's why the devil is in our minds and we don't know it.
en hy toegang op daai area en ek kan my blink preek, ek sal nie daai ding aan hulle raak solank jy hom toemaak nie. Solank jy hom beskerm en vir hom plek gee nie. Dis hoe hy sy toegang en sy ingang tussen ons kry. En nou sal ek jou volgende week, miskien volgende week, wys hoe jy die ding kan toppel. Okay, strongholds. Hier's twee betekenisse, 'n castle, dit word gebruik vir die volgende, castle, 'n stronghold, 'n fortress of 'n fastness, okay? Anything on which one relies. Anything on which one relies. Nou kyk gou hier so 'n verduideliking in die kommentare. Dit word gebruik of the arguments and reasonings by which a disputant endeavors to fortify his opinion and defend it against his opponent. So dit word gebruik om, sê nou maar soos in 'n debat, dis net 'n praktiese voorbeeld, om in 'n debat jou punt te sterk en 'n beter punt as jou mederedenaar te hê, jou oppositie ensovoorts. Dis die betekenis, 'n ander betekenis van stronghold of die prentjie van stronghold. So die arguments en die reasonings. Die arguments en die reasonings is van ons grootste probleme wanneer dit by hierdie goed kom. Weet jy wat? Daar's 'n baie klein persentasie van kinders wat uit ons gemeentes uitgaan, uit die kerk, of sê nou maar, nie uit die kerk uit nie, wat gaan na opleidingsinstitute toe, universiteite en goed, wat werklik die geloof behou. Hulle word daar gebombardeer met New Age goed, liberale teologie, al hierdie tipe goed, word hulle mee gehamer daar, toegegooi, en daar's min van hulle, as hulle nie 'n vaste basis en fondasie in die woord het nie, wat hulle in hulle ouer huis behoort te kry, as dit nie daar is nie, dan gaan jy jou kind psychologically of ideologies verloor vir Jesus Christus. Is dit waar? Ons sien baie voorbeelde daarvan. Ek het vir die gesê, pastoor Gordon se dogter swat daar in die Kaap op universiteit, en daar kom 'n vraag in die eksamen, explain why God is female. Nie if nie, why. Explain why God is female. Kan jy dit glo? Dis om van te ween. Maar dis wat ons universiteite, hulle is so liberaal en so links in hulle denke en al die goed. Dit is die strongholds wat hulle oordra. Julle verstaan? En as jou kind nie sterk is of ten minste gevestig is in die woord nie, dan gaan hulle nie teen hierdie goed hou nie, want die res praat almal so, dink almal so. Die instituute vandag is plekke waar meisies, julle weet wat, né? Ek nou maar nie sy toe gaan nie. Maar dis so, die kinders kom terug, dan battle vir die ander span. En nou my punt is dit, waarvandaan kom dit? Is dit net gedrag? Nee, dis gedrag wat kom vanuit 'n ding wat gevestig is. 'n Ding wat gebou is. 'n Ding wat oorgedra word. Nou, een pastoor het eendag gesê, hy het 'n opname gemaak van sy mense, hy het hulle persoonlik gesien en met hulle gepraat en al die goed. Toe kom hy agter, of het was, ek weet nie of het 'n pastoor was op Pinkstergemeente, wat ek maak nie saak nie. Maar dis mense wat sê hulle ken die Here en hulle dien. Toe kom hy agter, meer as die helfte van sy gemeente is, ek dink die woord is pantheïste. Dink dis wat hy gesê het, die term pantheïste, pan is weer universal, alles, theos is God, né? Met ander woorde, all roads lead to God. All roads lead to God, ek weet nie of het daar 'n ander naam is.
toe kom hy agter meer as die helfte van sy gemeente is nie uitverkoop aan die waarheid dat Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hulle sit met die backdrop, luister mooi, hulle sit in die kerk waar hulle die evangelie en die waarheid hoor en hulle sê amen daarop as die pastoor hard genoeg skree, maar meantime sê die backdrop, any God is all gods. Enigeen is goed genoeg, maak nie saak deur wie jy gaan nie, jy sal deur almal by God kom. Hallo? Hy vind uit meer as die helfte van sy gemeente het hierdie backdrop. Dis 'n stronghold. As iets jou konfronteer op hy stronghold, gaan jy skuif as jou fondasie nie sterk is nie. Tamu sê the warfare of this age is ideological warfare. Ideological warfare. Ouens, dis planne. Dis wat is die woorde wat ons hier gebruik het? Afrikaans gebruik die woord planne. Arguments, reasonings. Dis waar die warfare vandag lê. Ons moet onsself versterk, ons moet deel met strongholds. Ons moet deel met die goed wat ons dalk baie keer onbewustelik haber, jy weet, voor plek gee, op 'n manier beskerm. Ons moet deel met dit. Kyk gou Spreuke 10:15, ek het hier 'n paar skrifte uitgehaal oor wat hierdie prentjie vir jou skep. Die goed van die ryke is vir hom 'n sterk stad. Almal wat ryk is sê amen. Die ondergang van die behoeftiges is hulle armoede. Hoe like julle daai? Die ondergang van die armoedes van die behoeftiges is hulle arme. Die goed van die ryke is vir hom 'n sterk stad. Hoekom is dit so moeilik om rykes met die waarheid van God uit te kry? Want sy sterk stad, sy guardian, is nie God ultimately en dis sy rykdom. Sy rykdom is vir hom sy surety, sy rykdom is dit waarna toe hy kan terugval. Sy rykdom is dat waarop hy kan staatmaak. So jy kan vir hom sê, broer, jy moet op die Here vertrou, dan sê hy, pastoor, dis fyn, ek vertrou op die Here, maar eintlik die backdrop, die scenery sê, jou geld sal jou deurdra. Jou besitting sal jou beskerm, moenie worry nie. Jy hoef nie so uitverkoop te wees aan die Here nie, man, hierdie klomp goed is mal, jy het dit gemaak in die lewe, man, jy het 'n neseier, jy het 'n watse eier jy ook al het, jy's fyn. Jy's fyn, jy's alright. En daai goed die hele tyd, as jy kom, die hele tyd kom die woord teen daai goed. Kom die woord teen daai goed. Weet jy wat? Sorry nou, ek wil nou nie die goed asseblief voor my hart. Want ek wil hê God moet ons seën en ek wil hê ons moet almal ryk raak. Hoor jy wat ek sê? Maar luister wat ek sê. Ek wil hê ons moet ryk raak tot goeie werke. Dis wat die woord sê hoe ryk ons moet raak. Ons moet ryk raak tot alle milddadigheid. Ken jy daai woorde? Gaan lees 2 Korintiërs 8 en 9 hierdie week. Ons moet ryk raak tot alle milddadigheid. Maar die probleem is wanneer mense ryk raak, dan begin hulle vashou. Dan begin hulle fortresses bou. En die probleem is wanneer jy geld het, kan jy jou godsdiens koop. Hallo? Jy kan jou lewe koop. Jy kan naweke Kaap toe ry, jy kan Holland toe ry, jy kan Hong Kong toe ry, jy kan ry waar jy wil. Wie worry oor die kerk? Ja, nou sit baie stil. Karen staar die kar, ek dink ons moet nou hier wegkom. Hoor julle wat ek sê? Ja, jy kan maar amen sê. Geld word die vesting, nie meer God nie. Geld in 'n ryke se verbeelding is sy sterk stad. Laat ek gou vir julle weer daai skrif lees. Blaai saam met my huis, of kry hom op die bord, maar blaai saam met my ook. Spreuke
30. Spreuke 30, ek is fenomenaal lief vir hierdie skrif. Spreuke 30 vers 7. Hoor hierso, as jy hom het, hoor hierso. 2 dinge vra ek van U, onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie. Hou valsheid en leentaal ver van my af. Hier is die tweede een. Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Dat ek nie as ek oorversadig geword het, U verloon nie. Aan die woorde ryk geword het, U verloon en sê, wie is die Here? En dat ek nie as ek arm geword het, steel en my aan die naam van my God vergryp nie. Is dit nie mooi nie? Isn't that balanced? Almal soek mos balance vandag. Jy moet 'n balans in alles hê, jy moet die Here met balans dien. Jy kan nie te aan die brand wees nie, jy moet balans in jou lewe. Nou daar's balans as jy balans wil gaan lees. Vanuit so 'n punt uit kan God jou bless. Amen. God soek harte wat hy kan bless en mense wat hy kan ryk maak, wat nie in sy verbeelding 'n vesting gaan bou nie. Want geld, the love of money, mammon, julle ken al die skrifte, julle ken al die goed. Dis die probleem met hierdie goed. Hy's nie net 'n betaalmiddel en 'n handelsmiddel nie, hy bou vestings. Hy kom in oppositie met God, soveel sodat Jesus sê, jy kan nie al twee lief hê nie. Spreuke 18 vers 11. Die goed van die ryke is sy sterk stad. En soos 'n wat? Soos 'n styl muur in sy verbeelding. Met ander woorde, as jy nou by jou huis, rondom jou huis, so 'n styl muur gaan bou, dan voel jy het security, is dit reg so? Daar kan niemand oorklim nie, hy kan nie daar opklim nie, hy kan nie by jou uitkom nie, jy's fine. Met ander woorde, so ou voel maar ek het security. My geld is my security, my besittings is my security, ek is fine. En nou wil die Here by daai security uitkom en nou wil jy iets leer en jy is dalk die gelukkige ou vir wie hy sê, gaan verkoop al jou goed en gee die geld aan die armes. Dan sê jy omte. Here, ekskuus, ek het nou verkeerd gehoor. Ek dink my oor is nie goed nie. Ek dink ek het nie lekker gevang daai een. Een pastoor wat in Jeffreys Bay was, hy was so lief vir die plek en die see en alles. Toe sê hy, as die Here eendag vir hom moet sê, hy moet 'n beroep aanvaar, dan gaan hy sê, Here, die see raas so hard in my ore, ek kan nie hoor nie. Spreuke 18 vers 19, 'n broer teen wie oortree is erger as 'n wat? En geskille, kyk hierso, ons het laasweek gepraat van die water wat deur die dam wil breek, né? En geskille is soos die grendel van 'n paleis. Luister mooi, 'n broer teen wie oortree is. Die Engels sê, a brother offended. A brother of who has been offended. A brother offended is as a strong city of a strong fortress. Wat beteken dit? Hy toegemaak. En geskille is soos die grendel van 'n paleis. Die skille is die piesangskille en die aardappelskille. Die geskille is soos die kettinge wat daai ding vashou. En wat het gebeur? 'n offended brother het 'n vesting gebou en jy gaan hom met Trump se kanonne daar moet uitskiet. As jy maar wil uit hê. Ek weet eers of dit sal werk nie. Hoor julle wat ek sê? Daar loop baie sterk stede in die kerk rond. Brothers offended. Hy is soos 'n sterk stad en sy geskille wat hom daar gebring het is voorop in sy mind en dis soos die grendels van 'n paleis. Ouens, luister mooi, as jy met offense kom, deel jy met strongholds. Dis wat ons nie die gevaar van sien nie. En ons vat so maklik offense en ons is so lig geraak, maar daai ding vorm 'n geweldige sterk stronghold. Luister, hoor my. Luister vir vanoggend. Hoor my, daai goed is, jy deel hier met strongholds van die ergste klas.
As baie ouens wat offended is met die pastoor en nooit sal my woord jou weer raak nie. Tot jy nie daai paleis se goed sit binnekant. Daai deure se knoppe en se goed sit aan die binnekant. Tot jy nie daarmee deel nie, sal jy nooit vrug dra nie. Jy kan gaan waar jy wil, jy vat jou probleem saam met jou. Jy sal nooit weer vrug dra as jy nie met hierdie goed deel nie. Offense is a very great stronghold. Moet dit nie vat nie, en as jy dit het, deel daarmee. Is geweldig belangrik. Ok, ek dink ons gaan klaarmaak. Volgende week wil ek aangaan met u oor arguments and reasonings and thoughts en al hierdie goed. Baie mooi goed wat die woord daaroor sê. En duidelik, kom ons staan. Ek wil vanmôre vir ons bid en ek wil vir u vra. Die gees van reformatie is terug in die kerk. En luister, hierdie is 'n gees wat ek laas vir u gesê het, wat deur die gees van die Here gedryf word. Jy gaan die ding nie kan keer nie. Jy gaan hom nie kan keer nie. Hy gaan kom en hy gaan die plek regkry en hy gaan die pad voorberei vir die koning om te kom. En ons deel is. Miskien is daar iets vanmôre in jou lewe wat jy moet laat gaan. Al wat ek vir jou wil vra, miskien het jy bewus geraak en oortuig geraak van iets in jou lewe waar jy mee jy moet deel en wat jy moet losmaak. Dis al wat ek jou vanmôre vra. Sal jy net vanoggend vir die Here ja sê? Sê net vir die Here ja. Is dalk nie die finale ding nie, ons gaan 'n pad stap. Gaan 'n pad stap vat, dis nie net eenmalig nie. Maar word net vanmôre, wys net bereidwilligheid en sê, Here, hier is ek. Ek besef ek het goed om mee te deel, help my. Gee my wysheid, gee my krag, gee my insig. Vader, ek bid vanmôre dat U vanoggend so sterk vir ons sal deurkom, Here. As U vanmôre mense staan wat besef, maar ek het 'n backdrop gebou wat nie van God af is nie. Ek het 'n scenery wat nie die Here verheerlik nie. Ek het goed toegelaat wat sterker geword het as wat ek beplan het. Here, dat daar vanmôre vrymaking sal begin kom in sulke lewens. In die naam van Jesus Christus, die bereidheid vanmôre, Here, nommer 1 om dit te sien, te erken en daarmee te deel, is vandag klaar die begin van ons vryheid. Here, dat ons nie sal rondhardloop vir goedkoop, goed wat ons goedkoop gemaak het, soos handoplegging. En hierdie tipe goed, en somme enige een, en wat ook al nie, Here. Want U het vir ons 'n duur prys betaal. Maar dat ons op die regte manier sal deel met hierdie goed. Here, skerp U woord vir ons in, want U woord is 'n lig op ons pad. Help ons, Here God. Ek dank U in Jesus naam. Amen.